Ek weet nie van julle nie, maar het iemand hierso, is hier klomp baksters vanoggend in hierdie gebou, is daar iemand die al 'n broodjie gemaak? Daar is hy. Maar miskien het jy al gekyk as jou ma of jou vrou dan daai broodjie bak of maak en dan maak hulle daai deeg en dan word suurdeeg daarin gegooi nie. En dan werk ons daai suurdeeg daardeur in daai deeg en dan moet ons daai deegie gaan laat staan. En dan kyk jy en dan sien jy hoe werk daai suurdeeg, het jy al gesien? Nee, julle kan sien hoe werk hy suurdeeg nie. Nee, ons kan nie. Maar na 'n tydperk kom jy terug en dan sien jy daar's 'n effek wat die suurdeeg op daai deeg gehad het. Daar's 'n effek. Het iets gebeur in hierdie deeg. Ewe skielik is hy sommer 'n bietjie groter op. En so is dit dan met die koninkryk. Die koninkryk wat soos hierdie suurdeeg is, die suurdeeg het 'n impak op die deeg. Wie van julle het al 'n mosterdsaadjie gesien? Klein. Het jy geweet dis een van die vinnigste groeiende plante of bome, wat daar is? As jy hom plant en jy goed versorg hom goed in 24 uur, dan spruit hy op. En hy kan tot sy volle grootte groei in 80 tot 90 dae. Man, that's turbo boost. Maar die ding is die saad se grootte en dan hierdie effek wat hy het, dat jy op die einde van die dag dit sigbaar gaan kan sien. Soveel so, dat dit skaduwee vir ons lewe kan wees. En so sien ons dan, Jesus leer ons bid. Matteus 6 vers 10 sê hy, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. En hierdie gebed is eintlik, ek glo Jesus het hulle geleer om te bid, dit is die begeerte, ek glo van God die Vader, om sy koninkryk, soos wat dit met hom is in die hemel, so moet dit wees hier met ons. Daar selfe koninkryk moet hier kom impak maak en hier 'n verskil maak in ons lewe, in ons omgewings waar ons beweeg. En so kom hy in Matteus 13 vers 31 tot 33 en hy sê vir ons, hy maak vir ons hierdie vergelyking van die koninkryk. Hy sê 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit groei, groter is as die groentesoort en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Ander gelykenis het hy hulle vertel, die koninkryk van die hemele is so suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Alhoewel die mosterdsaad klein is en die suurdeeg eintlik maar min is teen die hoeveelheid deeg wat ons mee werk, is daar 'n effek en 'n impak. En baie van ons kyk na ons lewens en die wêreld rondom ons en ons wonder, Here, wanneer gaan dit beter raak? Wanneer gaan dinge verander? Hoe gaan ons, moet ons bid vir 'n beter regering? Wat moet ons doen? En die Here sê, my koninkryk is soos 'n mosterdsaad en so suurdeeg. En dit is wat die verskil gaan maak in ons omstandighede en ons lewe. En ons gaan 'n bietjie vandag kyk na hierdie ding van hoe die koninkryk impak en effek kan hê in ons lewens, maar ook in ons wêreld waarin ons onsself vind. En soos julle weet, is ons besig met hierdie reeks beweeg in die koninkryksweg. En ons het gekyk in die eerste week nou om te verstaan wat is die koninkryk? Wat is dit? Ons het gekyk die tweede week na betree die koninkryk. Hoe kom ek op binnekant? Hoe maak dit vir my moontlik om daardie lewe te kan begin ervaar? En dan hoe opereer ek in die koninkryk? Hoe leef ek in hierdie koninkryk sodat ek die koninkryk se resultate in my lewe kan begin ervaar en sien? Want as ons nie leef volgens die beginsels van die koninkryk en nie leef soos wat die koning sê ons moet leef nie,
gaan ons nooit die koninkryk se resultate ervaar en sien nie. En so vandag wil ek jou met gesels rondom hierdie gedagte, manifesteer die koninkryk van God. Hoe gaan die koninkryk gemanifesteer word? Nou julle kan onthou wat ek gesê het op 'n stadium, dat ons is oorgeplaas van hierdie wêreld na die koninkryk van God. Nou, ek weet my wêreld is baie klein. En dis al wat ek ook gekry het, maar toe ek na die tyd ook gekry het, te besef ek, maar is eintlik het Vader alles te doen hiermee. Hy het 'n vinger in die paai gehad. Want hy wil hê, dis hoe groot die wêreld vir ons moet begin word, wanneer ons in die koninkryk, onder die heerskappy van 'n koning leef. That's the effect the world must have on us. Because we are in a kingdom, en ons leef onder 'n koninkryk, heerskappy, onder 'n koning. En ons gesê, ons hier moet leef, ten volle, ons gedagtes en ons lewe moet belyn volgens wat die koning vir ons voorskryf om te leef. Because then we'll experience what God promised you will experience in His kingdom. Maar nou dat ons daar is, nou dat ons in die koninkryk is, ons lewe belyn met die koninkryk se manier van leef en optree en dink, nou gaan daar die koninkryk 'n effek in hierdie plek kom maak. But the perspective is still the same. Because this is not where I live anymore. I live there. Wanneer ek opstaan, wanneer ek enigiets doen, is dit my denke, my manier van leef en optree. Wanneer ons sê manifesteer, die woord manifesteer sê is om iets duidelik te wys. Dit kom deur tekens en aksies. Dit beteken om iets oop te maak. Dit beteken om dit skynbaar te maak vir die sintuie, en dit beteken eintlik 'n innerlike waarheid wat 'n uiterlike wandel van geloof word. You can start seeing it. En die koninkryk het ons gesien is die teenwoordigheid, die regering, die heerskappy, die autoriteit van 'n koning. Dis die area, die ryk, waaroor die koning gesag uitvoer en ook besluite neem. En dit weerspieël die karakter van die koning. Het sy dit sterk, swak, welwillend of korrup is. En ek dink baie keer as die wêreld na die kerk kyk, dan wonder hulle wat se tipe koning aanbid ons. Maar vir te lank het ons besig gewees met godsdiens, and we were not in the kingdom under the reign and rule of the king. Hoeveel van jou lewe is daar nog plekke in jou lewe wat nie onder sy heerskappy staan nie? Want op baie vandag gaan mense na ons lewens kyk om te sien hoe lyk hierdie koninkryk? Hoe lyk die koning sy heerskappy? So die koninkryk te manifesteer beteken dus om die heerskappy, die regering, die autoriteit van die koning te wys, dit te demonstreer en dit sigbaar te maak. Ons wat die eklesia is, die uitgeroepe mense van God, reflekteer en manifesteer die koninkryk en wat 'n tipe koning hy is. Jesus sê, if you saw me, you saw the Father. Wanneer mense na ons lewens kyk en dan kyk ons dinge doen, kan hulle die koning sien. Can they experience the kingdom in ons lewens? En so daar word op 3 areas, wil ek net vinnig kyk hoe die koninkryk gaan manifesteer. Die eerste is die transformerende krag van die koninkryk hier in my lewe. Want die koninkryk is binne ons. Lukas 17 vers 20 tot 21 sê, en toe hy deur die fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne julle. Verstaan, maar jy sê dan net, dit kom nie met sigbare tekens nie, maar dis tog sê jy, ons moet dit manifesteer en mense wil dit kan sien. Nee, want hy sê die koninkryk kom nie op daai manier nie.
Jy sien, Israel het gewag vir 'n koning wat sou arriveer met 'n verheermag en hy gaan die hele Romeinse ryk oorneem and he's gonna rule in Jerusalem. Maar Jesus sê, jy kan nie vir mense wys, kyk, daar is 'n paleis, daar is die koning. Nee, dis nie sigbaar in daai manier nie, maar tog, die uitdrukking van die koninkryk is sigbaar. Dit hoe die koninkryk in my en jou lewe uitdrukking vind hier, waar dit ons transformeer, gaan die wêreld rondom ons dit gaan kan sien. Jy sien, dat ons in elke area van ons lewe, soos Matteus 6:33 sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid in elke area van ons lewe. En soos die koninkryk in my en jou lewe kom, verander dit ons en transformeer dit ons op alle areas, ons denke, hoe ons optree, hoe ons praat. Moet dit sigbaar word. Dit is baie interessant hierdie laaste gedeelte en ek weet, al die dinge sal vir jou bygevoeg word. People will look at your life and they will call you blessed. Maar jy sien, vir jare lang preek ons in die kerk, wat? Soek the blessed life. En God sê, seek the kingdom. Want die hele wêreld soek die blessed life. En God sê, soek die koninkryk. Laat elke area van jou lewe getransformeer word deur die koninkryks manier van leef en optree, so that I can put stuff in your life and the people can see that you are the king. Jou lewe is die eerste plek waar die suurdeeg gaan moet infiltreer. Elke dag meer en meer en meer hoe, totdat die volle deeg oortrek is met die koninkryk van God. En dat die wêreld dit kan in jou lewe kan sigbaar sien. You live under a king. You don't just do your own thing. Die koninkryk begin met 'n persoonlike transformasie. Vir jare lank het ons probeer mense evangeliseer. Het ons vir jare lank probeer mense vertel van Jesus en dan kyk hulle na jou lewe en sê, if that's your life, I don't want it. Can they see the kingdom in your life? Is jou lewe tot en toe uitverkoop aan die koning en sy koninkryk? Want dan maak die koninkryk al hoe meer in ons kom, hoe meer sal ons verander word in 'n plek waar God regeer. En dit sal sigbaar word wie die koning is, want sy karakter gaan in my en jou gesien word. Jy sien, die stede en die samelewings gaan moet getransformeer word, maar dit gaan slegs getransformeer word deur getransformeerde mense. How transformed are we in the kingdom? Hoe lyk ons lewe? Wys dit die koning en sy koninkryk. Die tweede gedeelte van manifestasie van die koninkryk is teenwoordigheid. Wanneer ek en jy ons lewe begin leef daar buite tussen ander mense, kan die koninkryk begin manifesteer. En op dieselfde manier werk dit soos die suurdeeg wat begin infiltreer in areas van ons omgewings en ons samelewing. Dit was vir my al hartseer om te kon sien toe ek moet lees, terwyl ek met my voorbereiding is. When Christianity, waar Christendom baie is nog geen verandering nie. Die lande waar Christendom baie pertinent is, you go look at the state of the nation en die samelewing waarin ons sit. Jy sien, want ons het 'n gospel gepreek wat sê, just accept Jesus and you're on your way to heaven. En Jesus het gepreek, the kingdom. Die enigste manier hoe God jou lewe kan verander en transformeer is deur sy koninkryk. Daarom het Jesus gesê, soek die koninkryk eers. Laat die koninkryk kom, so dis wanneer die koninkryk in ons omgewings begin ingaan en begin
transformasie bring, wat omgewings gaan begin verander, wanneer die koninkryk daar gaan begin manifesteer, daar gaan begin sigbaar raak in ander mense se lewens. Dr. Miles Monroe vertel van, as hulle in die Bahamas mense daar wil kry, en hy praat dit in die ding van toerisme. Jy sien die wêreld daar buitekant, as hulle wil Bahamas toe gaan, dan wys ons hulle die eerste minister. Now we show them the Bahamas, die mooi strande, hoe die lewe daar lyk. Why? Because the people on this world is searching. Dis die enigste ding wat gaan maak dat die omstandighede, die situasies in ons omgewings verander, is wanneer die koninkryk van God begin teenwoordig raak deur sy eklesia in die omgewings waar ons is. Maar sigbaar word op 'n manier dat mense daar wil ingaan. Wanneer ons in die omgewings is waar ons is en die teenwoordigheid van die koninkryk daar invat en ons betrek mense by ons lewens en hulle proe bietjie die koninkryk. They will ask you, how do I get in here? And then we present them with the door. Hallo? Besef ons dat Jesus het nooit op saak gepreek. He was only the door. But what will make people want to come into the kingdom is wanneer die koninkryk teenwoordig is rondom hulle in ons lewens, sodat hulle dit kan smaak en proe en sien en sê, I want what you have. Ek wil ook al binnekant kom, want ek kan sien daar's 'n verskil in jou lewe. Dit lyk of jou lewe begin uitwerk. Dit lyk of jy begin gebless raak. Die lewe van die koninkryk en die koning is sigbaar in jou lewe. Can I come in? Yes, here's the door. There's only one door and one way. His name is Jesus. En dis hoe ons in die teenwoordigheid van die Here in die koninkryk uitvat en 'n verskil maak. Matteus 5:14 sê, julle is die lig van die wêreld. Dis in ons lig wat van die koninkryk, die ons lig van ons lewens, wat die mense daar buite die lig gaan sien van die koninkryk. Because there's no other way wat sy heerskappy in ander mense se lewens gaan kom nie. Efesiërs 1:20-23 sê in die Message, all this energy issues from Christ. God raised him from death and set him on a throne in deep heaven, in charge, running the universe, everything from galaxies to governments, no name and no power exempt from his rule, and not just for the time being, but forever. He is in charge of it all, has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world is peripheral to the church. The church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Is ons teenwoordigheid in ons omgewings, wat die teenwoordigheid van Christus en sy koninkryk indra. Wat omgewings begin verander in 'n plek waar God regeer. Sodra die koninkryk se seënwege meer en meer mense se lewens gaan begin kom, so gaan ons omgewings ook anders te begin lyk. Because the kingdom is busy coming. Die koninkryk word gemanifesteer. En so het ons dan 'n mandaat as die kerk, die koninkryksagente, om ons omgewings, ons samelewing te betrek op so 'n manier, dat hulle die heerlikheid van God kan sien, sy koninkryk, sy manier van doen en wees, gemanifesteer in elke area en sfeer van ons samelewing. En dit beteken ook dat ons in 'n plek van autoriteit sal begin leef. Dat die autoriteit van die koning ook in ons lewens sal manifesteer, en sodat ons 'n mandaat kan optel as koninkryks-administrateurs. That we will administer the kingdom deur rentmeesters te word
van die koninkryk. Matteus 25 vers 14 sê, want dit is soos 'n man wat op 'n reis wou gaan en sy diensknegte roep en hom in sy besittings te vertrou. In Lukas 19 vers 12 tot 13 sê hy, en hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hulle 10 ponde en sê vir 'n dryfhandel daarmee totdat ek kom. Alles is aan ons toe vertrou as ambassadeurs, as rentmeesters. All the resources is tot ons beskikking om die koninkryk daar buite te gaan uitvat. 2 Korintiërs 5:20 sê, en ons tree op as gesande om Christus wil, asof God hier ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Ambassadeurs wat die koninkryk verteenwoordig in ons areas onder die autoriteit van God. Nie ons eie autoriteit nie, maar syne. In die Romeinse ryk, met die uitbreiding van die Romeinse ryk, het hulle iemand aangestel. En dan het hy 'n weermag en klomp mense gevat na area toe. En daai persoon is genoem Apostolos. En Apostolos het sy groepering van mense gevat en ingetrek in 'n area en die area begin oorneem met hulle kultuur, hulle taal, hulle manier van dink, hulle manier van optree. En so vat hulle daai area oor en maak dit deel van die koninkryk of die ryk van die Romeine. En is dan hierdie ding waarmee ons instap in ons wêreld en ons omgewings met die autoriteit met 'n mandaat om die areas waar ons is te gaan infiltreer met die koninkrykslewe, met die uitdrukking van God se heerskappy as rentmeesters en ambassadeurs. En so manifesteer ons die heerskappy en sy autoriteit in die omgewings waar ons is. Want Jesus het gesê, alle mag en autoriteit is aan hom gegee. In Markus 16 vers 15 en 18 sê hy, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, die evangelie van die koninkryk. En hy wat glo en wat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hy met die tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siektes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Is dit ons dit lees daar? Manifesteer die koninkryk van God in 'n samelewing in 'n plek van op 'n plek van autoriteit. Wanneer laas het jy fisieke hande opgelê en het gesond geword? Wanneer laas het jy by 'n werk gestap en iemand met 'n situasie sit and you walk with the authority of the king and speak to that thing to move? Dis ons doen dit nie meer nie. Because we've been doing this religious thing. En ek het iets probeer doen en ek glo ek het die autoriteit, maar wanneer ek onder die gesag van die koning instap en my lewe totaal oorgegees die koning en sy koninkryk, dan begin ek in plekke instap met die autoriteit van die koning, want dis die koning se autoriteit en die koning se koninkryk wat maak dat demone gaan, dat siektes begin buig, dat situasies begin verander. Maar ons het probeer ons autoriteit afdruk in hierdie wêreld. In Korintiërs 4 vers 20 sê, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Jy sien, die koninkryk moet gemanifesteer word. En dit kom deur 'n demonstrasie van die autoriteit van die koning. We're supposed to be the messengers with the authority of the king. En nie ons eie autoriteit nie. En dis hoekom ons lyk soos ons lyk, dis hoekom ons geen verskil maak op ons omgewings en ons situasies nie. Because we don't manifest the kingdom the right way.
Die koninkryk is so suurdeeg. Dis soos 'n mosterdsaadjie wat klein begin, maar wat groot groei en 'n effek gaan hê in omgewings waar ons is. In ons eie lewe moet ons toelaat dat ons transformasie ervaar in elke area van ons lewe deur die koning en sy koninkryk ten volle oor aan te gee en onder dit te leef en te wandel elke dag. En dan gaan en 'n teenwoordigheid te gaan wees van die koninkryk in ons samelewings, in ons omgewings waar ons is en met mense met wie ons in aanraking kom. En dan ook in autoriteit te begin optree, nie ons eie nie, maar die koning se autoriteit. Ons is baie keer so bang om op te tree en te doen, because we think it's our authority, but it's his authority in us and through us that will make now the difference. En sodat die koninkryk God se heerlikheid hierdie aarde kan vul en oorneem. Hoe gaan ons samelewing lyk? Wanneer die koninkryk soos suurdeeg die wêreld rondom ons begin infiltreer. Deur ons. It's not going to come any other way but through us. Because the kingdom is in you. If you don't take the kingdom into a situation, it will not get there. It will not manifest there. Wil jy weer vanoggend met 'n paar vrae los? Is jy reg om die koninkryk te manifesteer in jou lewe, jou eie lewe, tot so vlak dat dit die omgewings rondom jou kan manifesteer en verander? So waar in my eie lewe moet die koninkryk nog kom? En watter areas in my omgewings kan ek toelaat dat die teenwoordigheid van die koninkryk manifesteer? By my werk, by my skool, daar op die sportveld, waar? En dan die vraag, gaan jy die mandaat opneem om die koninkryk administreers te word van ambassadeurs en driemeesters? Ons bid so maklik vir 'n move of God. God, we pray for revival. God, we pray for a move of God. God sê, you are my move. You are the move of God to this world. Dis hoe leef ons in die koninkryk. Amen. Is jy reg om die koninkryk te manifesteer? Prys die Here.